hartlike hallo en 'n hartlike welkom. Dit is heerlik vir my om 'n bietjie weer te kuier by Mosaïek, deel van hierdie, kom ons noem dit 'n post-Paasfees reeks en baie spesifiek om die reis van jou lewe te doen saam met Jesus wat opgestaan het uit die dood. Hierdie Jesus wat die graf is leeg, hy is by jou, hy is met jou, hy is in jou. En baie spesifiek gaan dit oor moeilike plekke en moeilike tye in my lewe en in jou lewe. En ek sê altyd, ek kry baie die geleentheid om te praat byvoorbeeld met matriekgroepe of met graad 7 groepe wat op pad is hoërskool toe. Dan sê ek altyd vir hulle, weet jy, daar's twee gegewes. Mens kan dit amper noem aannames in die lewe. En een van hierdie gegewes of dan aannames soos ek dit noem, is dat, weet jy, daar wag vir jou dalk heerlike tye van lekker uit die maag uit lag, vrolike tye, tye van vreugde, tye van die lewe geniet. Ek dink die Here gun ons sulke oomblikke en sulke tye in die lewe en vir jou lewe lê voor, daar gaan sulke tye wees. Maar die ander kant, wat ek jou ook kan waarborg, wat ook 'n gegewe in die lewe is of 'n aanname in die lewe is, daar wag ook moeilike tye. Daar wag uitdagende tye, daar wag opdraande tye in jou lewe. Doodgewoon tye van pyn, tye van seer. Ek noem dit doodgewoon in my eie lewe, die tye van hoekom en waarom, of die hoekom en waarom tye. Almal van ons kom daar. Larry Crabb, bekende skrywer, sielkundige, pragtige Christen daar van Amerika, beskryf vandag se wêreld vir my verskriklik raak en verskriklik mooi. Hy sê, no matter how closely we walk with the Lord, we cannot escape the impact of a disappointing and sometimes evil world. A core sadness that will not go away is evidence not of spiritual immaturity, but of honest living in a sad world. So daar gebruik hy 3 woorde vir jou, vir my, om hierdie wêreld wat ek en jy in leef, baie mooi en baie raak te beskryf. Daar was 'n sondeval. Niemand van ons het dit ontvlug of ontglip of het gehangglide, soos ek eendag gelees het ook, terwyl die sondeval die wêreld getref het nie. Nee, hierdie wêreld is baie keer teleurstellend. Hierdie wêreld is boos. En ek en jy het al altyd beleef dat hierdie wêreld is partykeer baie hartseer. Daar gebeur hartseer goed in hierdie wêreld wat jou hart breek en wat my hart breek. Dis ons realiteit. En daarom ons doen die pad baie keer 'n moeilike pad, 'n moeilike roete. Maar die een ding waarna ons kan vashou, al verstaan ons nie altyd nie, is dis altyd saam met die lewende Jesus. Hierdie Jesus wat opgestaan het. Die graf is leeg. Hy leef. Ons doen die lewe saam met hom. Prediker 11 vers 5 beskryf dit verskriklik raak en verskriklik mooi. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou. Net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. So daar is dit. Ek en jy kan God nie verstaan nie. Ons kan hom nie uitlê nie. Ons kan hom nie verklaar nie. En dit is vir my so belangrik. Ek wens ek het hierdie vroeër in my lewe ontdek, toe ek 'n jong kind was, dat ek kan God nie verstaan nie, ek kan sy werk nie verstaan nie, maar ek en jy kan en moet God ken. Ons kan en moet in 'n verhouding met hom staan. So hoor mooi, ons kan God nie verstaan nie, maar ons kan hom ken en ons kan in 'n verhouding met hom staan. Spreuke 25 vers 2 gebruik die woorde verborge God. Verborge God. Hy gee nie vir ons altyd die antwoorde nie. Hy gee nie vir ons die verklaringe en die redes hoekom goed in ons lewe gebeur nie. Dit maak hom 'n verborge God. Maklik om oor God te dink en te praat as die God, die almagtige God, die skepper God, die liefdevolle God, maar 'n belangrike eienskap van God, hy's 'n verborge God. Maar dit maak steeds nie dat hy nie 'n goeie God is en 'n liefdevolle Vader is nie. Al het ons nie altyd die verduidelikings en die antwoorde op ons hoekoms en ons waaroms nie. Waaraan kan ek en jy vashou? As ons deur die moeilike tye en deur die swaar tye gaan en die uitdagende tye gaan en die opdraande paaie stap. Jesus ken jou pyn en Jesus ken jou seer. Hy ken my pyn en seer. Hy ken 'n moeilike pad. Hy was op Golgotha.
Hy was in die tuin van Getsemane. Jesus verstaan jou pyn en jou seer en jou uitdagings. Beter as wat jy self dit verstaan. Al het ons nie antwoorde hoekom dit gebeur nie. Al kry ons nie antwoorde op ons hoekoms en ons waaroms nie. Jesus ken ons pyn en seer en hy's by ons in ons pyn en seer. Die waarheid van die evangelie is dat Jesus is Immanuel. Jesus met ons, Jesus by ons. Hy's 'n goeie God, 'n liefdevolle Vader en Jesus Immanuel, hy's deur die kruis, hy's uit die leë graf. Die graf is leeg wat beteken Immanuel. God is met jou, by jou, in jou, ook in jou swaarste, moeilikste tye. So, ek en jy het hierdie uitdaging om in ons moeilike, opdraande tye, om in ons uitdagende, probleemvolle tye vas te hou aan Jesus Christus, Immanuel, God by jou, God met jou, God in jou. Al sê jou emosies vir jou, hy's ver, al sê jou emosies vir jou, hy's op 'n afstand, hy's nie met my of by my nie. Jy kan weet. En daardeur kan ek en jy ander inspireer wat deur moeilike tye gaan. Daardeur kan ek en jy 'n voorbeeld wees en hoop gee vir ander mense, deurdat ons in ons moeilike en swaar tye vashou aan God met ons, God met jou, God met my, ons Immanuel. Kom ek bid vir ons. Here, dankie vir die sekerheid, die sekere wete dat U altyd met ons is. Dankie dat ons 'n sekerheid en 'n sekere wete het. Die kruis was 'n werklikheid. Die oop graf is 'n werklikheid. Jesus het opgestaan en Jesus leef. Amen.